Goeiedag en baie welkom by Eenrigting se aanlyn lesse. Ek is so bly julle het vandag by ons ingeskakel. Indien jy 'n mamma of 'n pappa is met 'n kind tussen die ouderdom van 9 tot 12 jaar, is jy definitief op die regte plek. Ek wil jou as ouer regtig uitdaag om hierdie lesse met jou kind te deel. Kerk is nie meer nou net by kerk nie. Kerk is nou ook by die huis. So jy as ouer speel nou 'n primêre rol in jou kind se verhouding met die Here. En julle kan saam as gesin hieraan werk. So ek gee vir julle hierdie amazing video's wat julle kan kyk, maar met dit gee ek ook nog meer. Ek gee vir julle praktiese uitdagings, aktiwiteite en lesse. Ek gee vir julle die skrifversies wat julle saam as gesin kan deurwerk, selfs na hierdie video's. So ek wil julle regtig uitdaag om hande te vat saam met ons en hierdie regtig moontlik te maak. So geniet asseblief hierdie volgende diens saam met ons. Ons is so opgewonde vir dit wat voorlê. Hallo julle en baie welkom terug by Eenrigting se aanlyn les. Ek is so bly julle het ingeskakel en ek kan regtig weer eens nie wag om vandag se boodskap met julle te deel nie. So ons het weer eens oor die laaste paar weke het ons gesels oor hierdie nuwe reeks Ek en my huis. En ek het elke week en ek gaan vandag dit weer doen. Ek klink al soos 'n robot wat dit elke week sê, maar dit moet regtig so insink by julle en dit is so belangrik dat julle as gesin saam deelneem aan hierdie volgende paar lesse. So, ons het oor die laaste paar weke gesels dat God is groter as dit wat ek en jy voel. Met ander woorde dat as ek en jy ons huis op sy woord kan bou, dan sal ons weet hoe om dit wat ons voel reg te verwerk. En dit geld vir jy wat daar sit, wat tussen die ouderdom van 9 tot 12 jaar oud is, en dit geld ook vir mamma en pappa. So hoe dan nou beter as om saam as 'n gesin hieraan deel te neem. So vandag gaan ons verder gesels en ons gaan verder gesels oor die spesifieke tema van wanneer ek kwaad is. So wie van julle was al verby kwaad gewees? Jy was so kwaad gewees en jy het nie geweet hoe om hierdie emosie wat jy nou voel te hanteer nie. Ek dink elke liewe een van ons wat hier sit kan relate met hierdie. Iewers in ons lewe was ons al so kwaad gewees. Ons wou letterlik of 'n muurstuk inslaan of jy wou jou gesig in jou kussing indruk en skree, maar jy was net verskriklik kwaad. Die ding wat gebeur met wanneer ons kwaad is die mense om ons ly daaronder. So wanneer ek en jy kwaad is ons eerste neiging gewoonlik om dit uit te haal op al die mense wat so om ons is. So ek weet nie van jou nie, maar iets wat my gewoonlik baie kwaad maak, baie vinnig kan kwaad maak, is wanneer ek honger is. Nou, het jy al gehoor van die term hangry? Nou, miskien het jy nog nie, miskien is dit jou eerste keer, maar dit is basies honger en angry. Met ander woorde, hangry. Jy is so honger, jy soek nou kos. En dan raak jy so kwaad, want jy kry nie kos nie en jy is so lus vir iets, maar jy soek net nou kos. Nou dit gebeur baie met my. Want ek hou van eet. Eet is lekker. En as jy honger is, ek het spesifieke tye ook wat ek wil eet. Ek meen, in die oggend moet ek met my ontbyt eet en in die middag moet mense middagete eet en in die aande moet jy aandete eet. En as ons hier in die middag kom en dis nou al 2 uur, 3 uur en ek het nog nie my middagete gehad nie, dan kry jy my vinnig om baie hangry te raak. Nou, miskien het jy al hangry geraak. Daai gevoel van jy so kwaad. Miskien was dit nie net honger nie, miskien was daar iets anders wat al met jou gebeur het, waar jy regtig ongelooflik kwaad geraak het. En jy het net nie geweet hoe om dit wat jy nou voel reg te hanteer nie. Ek dink ek en jy kan almal sê ons het al heel moontlik van mamma of pappa ook verskriklik kwaad gemaak. En dis nie lekker om hulle so te sien nie. Wanneer mamma of pappa kwaad raak, dan dink jy, o gatta, hierdie is aaklig. Ek hou nie van hierdie gevoel nie. Nou net so wanneer jy self kwaad raak, maak jy boetie of sissie of mamma of pappa ook so voel. Dit somme 'n hele mengelmoeskardoes in die huis en almal voel net nie lekker nie. Net as ons kwaad is. So vat gou 'n oomblik en dan dink jy saam mamma of pappa aan iets spesifiek wat jou gewoonlik baie vinnig kwaad maak. So ek gaan julle so 'n paar sekondes gee waar julle saam as 'n gesin hieroor kan gesels.
Okay, so nou het julle saam lekker gesels en nou het julle dalk ietsie nuuts leer ken van iemand in die gesin, want jy het nie geweet dat dit maak vir sussie kwaad wanneer jy haar foon vat nie. En nou weet jy, okay, wanneer ek sussie se foon vat, moet ek haar dalk eers vra, of wanneer ek hierdie doen, moet ek dalk eers vir mamma of pappa vra, voor ek hulle onnodiglik kwaad maak. So nou het julle mekaar sommer beter leer ken. Maar wat belangrik is, wat ons vandag moet leer, is dat wanneer ek en jy kwaad word, gee God ons selfbeheersing. Nou wel, hier is 'n groot woord, selfbeheersing. Wat beteken dit? Dit beteken presies wat die woord sê. Ek beheer myself. Met ander woorde, beheer en self, daai twee saam, selfbeheersing. So dit beteken dat wanneer ek en jy kwaad word, kan ons eintlik dit beheer wat ons nou voel. In 2 Timoteus 1 vers 7 staan daar: want God het ons nie 'n gees van lafhartigheid gegee nie, maar van krag, liefde en selfbeheersing. Dit beteken God gee ons hierdie amazing tool om dit wat ons voel te kan beheer. So dit beteken wanneer ek en jy weer kwaad raak, wanneer ons so kwaad raak en ons regtig net iemand wil slaan of ietsie wil doen wat ons weet eintlik nie reg is nie, gee God ons die krag om dit wat ons voel reg te kan hanteer deur middel van daai selfbeheersing. En hierdie is waar daai amazing tool inkom van daai 3 stappe wat ek julle geleer het. So met ander woorde, daai stop, stap 1, stop, hou asem. So as jy kwaad word veral, help dit verskriklik baie om gou net eers diep asem te haal en regtig net in en uit voor jy iets doen wat jy weet nie reg gaan wees nie. En dan kom stap 2. Kyk wat gaan om my aan. Hoekom is ek nou kwaad? Wat het my so kwaad gemaak? En dan wat belangrik is om ook te kyk is dit nou nodig vir my om te reageer soos wat ek wil reageer? Is dit nou nodig vir my om iemand te wil slaan? Gaan ek baat vind daarbey of gaan ek daai selfbeheersing gebruik wat God my gegee het? En dan die derde een, luister. Luister na dit wat God sê. Luister na God wat sê, hy gee ons selfbeheersing, hy gee ons hierdie amazing tool wat ons kan gebruik. Ons hoef nie kwaad te word nie. In Galasiërs 5 vers 22 tot 23 sê dit so mooi. Maar as die Heilige Gees mense se lewens regeer, dan doen hulle goeie dinge. Hulle is lief vir ander mense, hulle is bly, hulle maak vrede, hulle is geduldig, vriendelik en goed. Hulle doen wat hulle beloof. En hier is die belangrikste. Hulle word nie maklik kwaad nie, hulle bly kalm. So, dis nogal iets wat ek ook aan moet werk. So, byvoorbeeld daai wat ek gesê het van as ek hangry word, as ek so honger is en ek raak so kwaad, miskien moet ek net stop, kyk en luister en eers bietjie asemhaal en 'n trappie terugvat en besef, maar God gee my selfbeheersing. Ek het dalk nie nou dadelik kos nie en ek word so vinnig kwaad, maar dan moet ek dalk 'n stapie terugvat en besef, daar's ander maatjies daar buite wat miskien die hele dag gaan sonder kos. So is dit nou nodig vir my om so kwaad te raak en dan maak ek sommer almal om my ook onnodiglik kwaad? Glad nie. So ek wil jou regtig uitdaag dat wanneer jy kwaad word, wanneer jy, mamma, pappa, boetie, sussie, wanneer julle almal in 'n huisgesin, wanneer een van julle kwaad word, doen hierdie, stop, kyk en luister. En luister na wat sê God. Gebruik daai selfbeheersing wat hy vir jou gee. So met dit, sluit gou jou oë en dan bid ek vir ons lekker saam. Liewe Jesus, baie dankie dat ons hierdie amazing ding het van selfbeheersing. Dankie dat ons dit het, dat U dit vir ons gegee het. En Here, ek bid dat elkeen van ons dit meer en meer sal gebruik. Dat ons regtig dit wat ons nou voel, beter sal kan hanteer en sal kan beheer, sodat die mense om ons nie sal seer kry daardeur nie. Dankie daarvoor en dankie vir al die liefde en al die genade in Jesus naam. Amen. So ja, ek wil julle regtig uitdaag om wanneer een van julle kwaad voel, wanneer een van julle regtig so kwaad voel en nie weet wat om met daai emosie te doen nie, regtig net te gaan en te stop, te kyk en te luister. En met dit is hier 'n paar vragies wat na die tyd op die skerm gaan kom, wat julle saam as gesin kan gesels oor hoe julle as gesin hieraan kan werk. So ek sien julle weer volgende week, julle moet 'n lekker week verder hê. Baba julle.